kapteine, is julle reg? Ja, Mr. Ref. Hi, check hom, Mr. Ref. Seisoen 2, episode 1, afskop, nuwe jaar, nuwe dinge. Eerstens baie welkom aan ons kykers en natuurlijk Wella en Nando's, ook bekend as Fernando. Baie welkom manne. Ons het baie dinge om oor te chat. Baie dinge wat gebeur het hierdie afgelope maand en 'n half. Baie en goeie nuus ook gekry. Eerstens ja, alles wat mooi is vir julle vir die nuwe jaar. Ek weet dit is al Maart maand. En ons is al moeg vir mekaar. Maar Lang seisoen. nog 'n lang seisoen wat voor lê. Nando, sê gou vir my jou gevoel sover oor hoe die seisoen afgeskop het. Enige dinge wat jy wil aanpak. Middag kykers, of môre, as ons nog môre is. Ja nee JD, ek dink die seisoen is al redelik baie lank vir ons. Ons het seker die eerste, tweede week na die skool oopgegaan het, al begin oefen. So ja, ek sien verskriklik uit na die nuwe seisoen. Is lekker om weer met nuwe spelers te werk by die op onder 15 vlak. So vir my is dit regtig waar sien ek uit om dit so te stel na die seisoen om te sien wat hierdie nuwe seuns vir ons bring. Ja, ons het nog wel 'n paar van onze manne van verlede jaar oor by die onder 15's, maar ek dink die seuns wat ingekom het hierdie jaar wat ons gekry het, het goed aangepas, ingefit in onze struktuur, as ek nou so vinnig moet terugdink aan die John Walton opwarmingswedstryd. Ek dink ons heel eers teen Germelstraat dat ons nie eintlik gedoen wat ons geoefen het nie. Maar ek dink aan onze tweede een teen John Walton het alles dit feitlik klokslag gewerk. Telling vlei ons 'n bietjie 81-0. Maar wat ons uitgeleer het en wat vir my baie belangrik is en wat ek graag na uitsien is om te sien hoe ons hierdie seisoen by die patroon wat ons het, hoe ons dit gaan follow. En dan het was wonderlik om aan Saterdag vir Nico Meland te koop. En dit het ons baie het ons uitgevat, positiewe dingetjies. Veral ons was rock solid op die defense. En dan het daar manne uitgestaan soos ek dink Moos het gewys hoekom hy as een van die seniors spelers in die span beskou word. Briljante wedstryd gehad. So ja, ons sien verskriklik uit. En ek kan amper nie wag om te sê die tweede kwartaal moet aanbreek vir die heel eerste Metro Series wedstryd. Ja, ons gaan nou 'n bietjie terugkom also na die Saterdagse games. Maar Leon, ons het laas Saterdag, nie nou wat verby was die week voordat, het ons 4de Bergsigfees gehad. Raak elke jaar net groter en groter. Ons het ja, die paviljoen wat ons gebou het nie genoeg kapasiteit gehad om almal te huisvesie. Maar definitief ander planne wat ons gaan hê volgende jaar moontlik, het ons oorgepraat om dalk nog spanne by te bring rakende ouderdomsgroepe wat ons nou gaan kyk. En so 'n bietjie verandering in die toernooi te bring. Alles natuurlik vir die positiewe. Maar ouens soos jy wat baie werk agter die skerms gedoen word en hoe kan hulle sê meer 'n bird's eye view het oor alles, moet ek sê dit was 'n goeie vertoonvenster vir ons skool gewees. Ja, JD en Fernando en ja, hallo kykers, goeiemôre. Ek dink die groot aspek wat ons regtig moet beamoen daarop is die impak wat dit het op Uitenhage self. Maar dis nie net ons nie, dis letterlik almal hier rond. Dis 'n groot finansiële inspuiting vir Uitenhage self as 'n dorp. En ek bedoel, hoeveel wedstryde daar was, iets soos 80 wedstryde gewees. En van heide en ver uit, die mense kom so ver as die Kaap.
Dis 'n prestige sportgeleentheid wat natuurlik almal het kanse kry om hulle stal te wys hier so die dag. En dit is 'n goeie tyd van die jaar ook om jou spanne reg te kry, want kyk omdat dit 'n uitnodigings is en dit is meer tipe friendly wedstryde. Ja. En jy speel 2 wedstryde in 2 dae, so dit gee jou daai opsie om eendag jou een squad te speel en die ander dag jou ander squad te speel, so dit gee jou daai baie opsies. Ja, ons dink aan volgende jaar met die doel, ek dink meer om dit kompeterend te maak. Want ons het gesien ook hier is 'n paar scores wat hardloop na 40 en 60 en dit is nie goed vir rugby nie so vroeg in die jaar nie. Ja. Ons wil juist kyk om die fees 'n bietjie meer as ek mag sê reshape en om kompeterend te maak en vir almal die geleentheid gaan om krag teen krag te speel soos ek naamlik kan sê, maar uit van die saak uit, as ons net kyk na die mense, as ons nou kyk wat getel het ons in die hek, en nou kan ek nie eers natuurlik aan alle spanne en al daai nie, maar hier's ten minste so 8000 mense gewees op die 2 dae, soos ek sê, en ons het iets soos 34 stalletjies gehad. Ja. Wat hier agter was en hulle kon nie eens pas staan vir almal wat Ja. So dit is dit is groot. En wat verblydend is, hoekom ons kan groter gaan, ons het offisieel gehoor en is nou wettig, ons het 5,5 hektaar grond bygekry wat ons nog 3 velde gaan bou. Ons is in die proses om dit te ontwikkel, so ons gaan een van die groot skole wees met die geriewe. Ons het die plek, die geriewe. So ons sien uit na 'n blink toekoms. Ons bou baie hard daaraan natuurlik, agter die skerms werk mens baie hard. Hierdie fees gebeur nie net in 'n dag of 2 nie. Dis vir hierdie jaar se beplanning, die papierwerk is 'n nagmerrie natuurlik. Al die permitte en al daai goeders, dis een groot ding is, maar ek moet sê daarom ons mense van die polisie, ek moet uitsê kolonel Appel, brandweer manne en ons ons councilor hier rond. Ek gaan maar nou nie naam noem nie. Ja. Maar hulle staan ons baie by en ons is so blydend en dan natuurlik die departement ook hulle is ook met ons en alles in een en dit is hoekom die fees so groot sukses is vir almal. Ja, dis lekker om terug te kyk en net positiewe feedback te hoor. Die klomp boodskappe wat ons gekry het van waar die fees was 4 jaar terug. Tot waar tot nou toe gegroei het en die nuwe planne wat ons het vir volgende jaar, nuwe skole wat voorbykom wat sien, hulle het eers die appel die appel uit die boom gekyk of wat kyk jy die boom uit? Ja. En nou wil almal deel word daarvan. So ja, groot dinge op pad, maar terwyl ons op die topic was van die grond wat ons bygekry het. Ek weet nie praat hier nou oor die slaapkamer uit nie, maar kan jy vir ons 'n bietjie meer uitbrei oor wat alles beplan word met hierdie grond? Ja, kyk, ons het nou die planne uitgelê, dit is uit en uit, die departement het dit vir ons gegee, uit en uit, dit moet vir sportgeriewe gebruik, ons kan dit vir niks anders gebruik nie, behalwe vir sport. So ons gaan nou 2 groot rugbyvelde bou langs mekaar met cricket pitch, 2 of 3 cricket pitche in die middel, en dan 'n sokkerveld vir ons sokkerspelers op, en hulle op die oomblik speel op 'n juniorveld. En so laat ons cricket, want ons leef uit by cricket ook, die manne het nie, ons het die geriewe, maar nie 'n veld nie. So ons gaan daai 2 velde gebruik as 'n cricketveld ook, en dan kan ons 11-12 spanne wat ons nou al het, ons rugby, kan uitbrei daai kant toe, want dit raak 'n bietjie beknop hier so op 'n dag as jy 10-11 spanne oefen op 2 velde. Jy kan dink jou kommunikasie tussen die spanne moet maar goed wees, want elkeen het so 'n stukkie wat hulle op oefen, maar dit is moeilik. So ons sien uit daarna om uit te brei. En soos ek sê, ons gaan van krag tot krag waar ons begin het en waar ons nou is. Ons staan vir niemand terug nie, so dis verblydend om te sien ons groei. So julle planne staan om die cricket pitches in die middel van 2 rugbyvelde te hê, byvoorbeeld waar dit nie die pitch op die veld kan wees. Ja, 100%. Wat natuurlik reg is en ja, maar 'n mens dink jy altyd jy is daar 10 spanne op 2 velde oefen. Hoe lyk jou veld teen Junie maand? Ja, definitief. En ons weet hoe heilig is ons op ons velde. So ja, ons sien baie uit daarna en dan natuurlik hopelik kan dit in volgende jaar al in werking kom. Ja, nee, ons beplan nou al, die manne het my al kom sien, ek het al halwe kostes gekry al, as kwotasies gekry, so ons is in die werking, finansies,
As die finansies dit toelaat, dan doen ons dit so enige potensiële iemand wat 'n groot borgbord wil daar opsit, jy's baie meer as welkom om te kontak as jy daai gronde sommer na jou vernoem wil hê. Ja, ek sê met tong in die kies, maar dit sal verblydend wees as die groot manne kan bykom, want ons het hulp nodig. Dit is nie 'n paar rand nie, dit is groot geld want daai hele gedeelte moet bewerk word, moet Ja, die excavation. en die velde moet gras gelê raak en pitches moet gebou word. So dis nie iets kleins nie, dit is 'n groot projek, maar ons hoop dit realiseer binnekort nog in die jaar. Terwyl ons nou so die nuus breek, ek wil graag die voorreg vir jou gee om die ander goeie nuus te breek. O ja, dis Asseblief. groot, eerste keer in geskiedenis. En ons het nou ek kon nou nog sê nie voordat ons hier 'n brief gekry het van OPNAV, maar ons gaan die SA Akademieweek aanbied. 20 spanne wat hierna toe kom. Ja, ons het die geriewe, dit is nou ons doelwit waar ons na werk. Met die hulp natuurlik van ons buurskole wat ons genader het vir huisvesting en so aan. Ons is in die proses om dit vas te maak, maar ons is nog nie daar nie. Ek hoor van die manne kom ons môre sien weer om te kyk, maar ons het definitief ons geriewe, ons velde is pragtig, ons A en B-veld is reg. B-veld gaan ons net so klein bietjie breër maak, 2 meter breër maak, ons het klaar, dit is in wording om dit gereed te maak vir die Akademieweek en dan sien ons uit na maak hy datum vas, 5de Julie tot die 10de Julie. Uit 'n nagaan bewe daai tyd. Reuse finansiële inspuiting vir ons dorp. Dit is goed vir ons dorp om so iets te hou. Ek dink dit is die eerste keer ooit. En Ek weet nie dat daar ooit so Akademieweek kan uitgehou is. Ek weet van 'n Elsen week 2013 was hier gewees, maar nog nooit 'n Akademieweek nie. Dis massive. So manne, julle wat 'n restaurant het, gastehuise, boek julle self vir daai tyd, maak reg. Hier gaan 'n groot stormloop kom van mense. Ek kan dit garandeer. Want ons was nou laas jaar by die Akademieweek met die SA span. Middelburg. Met die SA spesiale skoolspan, as ons net dink aan al daai organisasie en die mense wat plekke soek en restaurante wat volgeboek is. So maak julle reg hier van die 5de Julie af, daai Sondag. 20 spanne, om en by werk jy 30 per span. Dan kyk jy klaar na 600 mense, dit's net die spanne alleen, dan praat ons nie eens hier van die ouers en die mense wat saamkom nie. So, Ja, die SARU bestuurslede en die ouers en massive, ondersteuners. Dis massive. Maar soos ek sê, dis goed vir die dorp. Elkeen kan iewers finansiëel daar uitbaat, want dit kan net goed wees vir ons dorp. Ons sien baie daarna uit, baie groot voorreg natuurlik vir ons. Ja, ons het al begin werk, hard agter die skerms werk. Ek raak nie van net so bles en grys nie, want dit is nie 'n kleintjie nie. Dit is groot werk. Maar ja, ons sien uit daarna en ons gaan definitief geensins terugstaan vir enige ander unie wat dit al aangebied het nie. Inteendeel, ek glo ons gaan die ding doen en 'n voorbeeld stel van hoe dit dinge gedoen moet word. Dus ons die fees aangebied het met 8000 mense hierso, dink ek dit kan ook realiseer. Ek dink dit kan baie positief wees vir ons. Ja, natuurlik, dit wat julle hier agter sien gaan ook nog heelwat verander. Jy het gesê die groot manne van SARU wat moontlik môre draai gaan kom maak en net weer kom kyk hoe lyk dit en of hulle happy is tot dusver. En natuurlik is ons ook bly vir Grey Hoërskool wat die Kruiwenweek gaan aanbied. So die Akademieweek en die Kruiwenweek wat hand aan hand dieselfde tyd hardloop. En die damesweek ook. En die damesweek is dit ook by Grey? By Grey. So ja, die Kabega gaan wemel in die vakansie. So ons is baie opgewonde daarvoor. Nou kom ons gaan gou 'n bietjie terug na Saterdag se wedstryde wat ons gehad het teen die Pau Bloues van Humansdorp, Nico Malan. Ek kan een van die ander afrigters op 'n stadium gesê, kyk hierdie manne teen wie ons speel die onder 15 span. Toe is dit gelukkig toe hulle onder 16s. Ek hoor hulle Nico Malan se onder 16s gaan 'n groot opskudding maak hierdie jaar. Hulle het ons onder 16 span sleg pak slag gegee. Weet hulle op 'n stadium nie eens palle geskop nie. En toe later die middag toe gaan julle met die onder 15 span en gaan verhang die bordjies.
Maar 'n lekker gees van die twee skole wat by Dispatchfees gehad het die naweek. Natuurlik, ek het met van hulle onderwysers gepraat en vir hulle baie dankie gesê vir die geleentheid wat ons teen hulle kon speel. Ons het baie van hulle afgeleer. En ons hoop dat ons in die toekoms weer so iets sal kan doen. Ek is seker daarvan, as ek nou van my eie skool se oogpunt dink, ons het goed van ons taak gekwyt. Ons was kompeterend geweest met meeste van die wedstryde en tot met een wedstryd wat ons deurgehak het. En as my wiskunde reg is, met 2 ander wedstryde kon ons nog aan die wenkant gewees het met die eerste en die tweede span. Ja. So as die bal op 'n ander manier gebons het, kon ons weggestap het met 3 uit die 7 wenne uit, wat vir ons 'n goeie dag sou gewees het. Ja, ek weet nie, jy het so vlugtig gepraat van jou span. Sekere dinge wat vir jou uitgestaan het Saterdag, veral van die Dispatchfees ook en van ons fiksieurs teen die Komelan. Ja, JD, ek moet sê, Behalwe die wind natuurlik. die Dispatchfees, my persoonlike opinie, niks teen niemand gemikkie. Het is eintlik hartseer vir my om te sien dat daar so min hoërskole hierdie jaar betrokke was en deel uitgemaak het van die legendariese, as ek dit so kan stel, Dispatch Sportfees. As ek nou moet terugdink oor die jare heen, het ons as jongst opkomende skeieregters, het ons altyd uitgesien na die Dispatch Sportfees, want jy het geweet, daar is het groot skole wat daar gespeel het. Wat vir my wel uitgestaan het, is die feit dat hulle nou meer fokus op of 'n meer onder 13 en onder 11 toernooi hardloop die Vrydag. En daar was verskriklik baie mense by die toernooi op Saterdag. Dan om terug te kom na die Nico Melan, Bersig, Westerlede toe, ek moet dit seker maar sê, ek dink dat is eintlik vir ons 'n riem onder die hart om teen 'n skool soos Nico Melan te speel. Eintlik moet ons sê baie dankie vir Nico Melan dat hulle bereid is om teen ons te speel. As baie skole wat voel nee, ons kan nie teen Bersig speel nie, for reasons best known to them. Maar wat ek wel kan sê is, vir my persoonlik, rugby is rugby. Ongeag in wie jy speel, wat se kaliber skool jy speel, en wat op die einde van die dag die resultate is. Vir ons seuns by Bersig is dit regtig waar 'n groot, maar groot eer om te speel teen 'n Nico Melan. Ongeag wat die telling sê, dit is net vir hulle eer en dit voel vir hulle soos hulle World Cup 'n wedstryd of 'n Karibeker wedstryd wat hulle speel. Want dit is baie min wat hulle die voorreg kry om teen kwaliteitsspelers en kwaliteitskole te speel. En daarom kan ons vir Nico Melan en wil ons vir Nico Melan sê baie dankie vir die voorreg. Ons glo en ons vertrou dat dit nie die laaste gaan wees nie. En dat ons Ons moet iewers die bordjies kan vang. dat ons in die toekoms oor en weer met mekaar sal kan speel. Want regtig waar, as ek by die eerste span begin, dit kon tog enige kant toe gaan. Soos wat JD gesê het, daar vir die seuns na die tyd, tog so naby en tog so ver. Maar wat uitstaan in sulke tipe wedstryde is nie die telling nie. Ek is baie eerlik as ek dit sê. Baie mense verskil met my, baie mense raak kwaad vir my. Vir my gaan dit nie meer oor net wen nie. Ja, as die wen kom, dan kom hy. Maar wat vir my uitstaan en wat vir my lekker is om te sien hoe die seuns hulle geniet en hulle alles gee. En ek dink al ons spanne, ongeag of hulle 16s 75-0 verloor, ek dink die karakter wat die ouetjies gewys het om nie net te gaan lê nie, maar aan te hou by speel tot die eindweekie blaas. Baie keer kan jy duidelik sien by spanne as die telling groot is, die ouetjies het nie meer lus nie, maar die het nooit dit opgetel. Ons seuns het bly aan ons speel en aan ons speel. En dit is wat vir my lekker is. Ja, die wen is 'n bonus, maar
Ek het nou eendag met iemand gepraat, toe sê ek vir die persoon dat ons haal baie keer die genot uit die sport uit. Die kind geniet dit nie meer want hy is onder soveel druk van ons as afrigters druk om te presteer en nou moet hy is so bang om 'n fout te maak in die wedstryd en dan maak hy die fout want ons is te veel gefokus op wen. Maar vir ons Saterdag, ek moet sê, tellings gee ons nie om nie. Ons seuns het karakter gewys en ek dink rugby en besonder vir my het geseëvier Saterdag teen Nico Milan. Ongeag of ek het dit maandag in die personeelkamer gesê, ongeag of ons as onder 15's gewen het. Die eerste span het nie gewen nie, so die skool het verloor, maar dit gaan nie vir ons oor dit nie. Dit gaan vir ons Nico Milan oor die geleentheid wat julle vir ons seuns gebied het om teen julle te kompeteer. En ek dink dit is wat vir my uitgestaan het jy die van Saterdag se wedstryde. Ek moet sê ek kon dit nie beter stel nie Fernando want ek het gister toe sê ek vir Mot, Leon toe sê ek dat in die verlede kon ons met die rede hoekom ons nog elke jaar 'n skool of twee troef wat ons nie na regte veronderstel is om te wen nie, is die onderskatfaktor. En dit het in die verlede altyd in ons guns getel. Waar ons altyd baie moeite spandeer het om ander skole te ontleed, het hulle nie regtig ons ontleed nie en skole begin dit nou doen. Ja. Veral as mense nou terugdink na die feit dat ons nou Saterdag Pearson speel. Ek kan jou garandeer in die verlede sou hulle nie veel oor ons gepla gewees het nie, maar hulle wat nou hulle huiswerk doen. Ja nee. So Dis logies. Ja. nou raak dit 'n uitoorlê faktor want nou moet ons as coaches moet nou ook skielik dink, hoorie, nou raak jy in two minds. Tegnologie is daar en jy moet die En jy moet dit gebruik en ek meen nie lank terug was ons nie daar gewees en ons is nou daar. Ek meen ons het nie 'n 4, 5, 6 miljoen rand rugbyprogram nie. Ja. Ons het 'n rugbyprogram waar ons as 8, 9, 10 afrigters bymekaar kom en ons besluit dit is waartoe ons wil werk en ons werk saam met die limited resources wat ons het. Ons het nie 'n rugby direkteur nie, ons het nie 'n ou wat vir ons planne en goed uitsit nie. Dit is alles goed wat ons Fisio sit goed. Ons het nie fisios hier, ons het nie spandokters hier. Hier's 4 ouens wat ja hierso appel kapoppel. As hier fisio was hulle gesê, "Sorry meneer, jy kan nie nou op die veld wees nie, maar hulle oefen." So dit is waarmee ons sit. En daarvoor het ek ongelooflike waardering en liefde vir die kinders dat hulle dit wil doen. Verstaan jy, want as hy nie omgegee het en lief was vir sy skool, so hy nou net gesê, "Meneer, ek is beseer, ek kan nie oefen nie." En hier's 4, 5 van hulle hier agter wat iets wat ek net altyd en ek hoor dit so baie en ons is al so moeg om dit te hoor. Want ons speel met ouderdom. Hoeveel keer Bergers speel met ouderdom. Hoeveel keer het ons dit al gehoor vandag? Nou kykers, ek wil julle net een ding net met julle baie graag deel. JD wat hierso sit langs my is die SA rugby coach. Ek is opbetrokke by die SA span, ek is die OPL se voorsitter. Hierdie man hierso is die voorsitter van die OP skeieregtersvereniging. Weet jy wat 'n groot moeilikheid kan ons 3 inkom as jy met 'n ouderdom speler speel? So ons onder 15's wat daar is onder 15's. Baie daar is party seuns wat onskuldig is onder 14's wat speel by die onder 15's. Dan het ons onder 16's wat regtig onder 16's van is en ons van die onder 15's wat op die bank sit by die onder 16's want ons het nie die resources nie. Die leerders, die meeste leerders, 95% van die leerders wat hier is, kom as 15-jarige ouderdom in skool en dit is in jaar 1. So hy bly 15 jaar 1, 16 jaar 2, 17 in jaar 3 en 18 in jaar 4 en dan maak aan exit uit die skool. So ons kan dit definitief verseker, ons sit met jong spelers wat eintlik in 'n jaar ouer speel. Jy mag nie 2 jaar gap hê nie, ja. Maar ons ken ons reëls definitief. So kan julle verseker, as iemand vir julle sê ons speel met 'n ouderdom speler, daai man is al 20 of 21, help hom tog reg asseblief en sê vir hom dit is nie die geval nie. Ons speel regtig. Ons het die geboortesertifikate wat nie gedokter is nie, wat op die stelsel is uit die skool uit op die SA SAMS trek ons goed is aan en dit is nasionaal. Ek wil inteendeel enige iemand kan seker maar dit gaan trek. So ek wil julle net dat verseker, so ons speel met ons regte span. Ja, nee, net om aan te sluit by wat der Wagemoed en JD gesê het is. Ek dink ek self gaan my kredietwaardigheid of geloofwaardigheid verloor. ja. As ek moet hierso sit by die skool as die voorsitter van OP skeieregtersvereniging. En ek weet dat
die spanne speel nie met die regte ouderdom kinders nie. Want dis een van die dinge wat ons op hamer, dat die spanlyste met geboortedatums moet ingehandig word. Ons het hierdie jaar sover gegaan dat ons een ou gesê dis jou verantwoordelikheid om elke donderdag seker te maak al die spanne se spanlyste is in met ouderdoms en al dies meer van goed, want ons weet dat age-bending is 'n groot ding in SA Rugby. En ons sal nooit, en ek beloof jy vandag, ek sal nooit toelaat dat enige skeieregter 'n wedstryd die blaas as ek weet dat daar's ouderdom kinders in enige van die spanne nie, want dit is nie waarvoor ons staan nie. So ek wil beamoen wat meneer Wegmoed gesê het, baie keer is dit maar net suurdrywe. Baie keer wanneer jy geklop word deur 'n berserspan en dan kry ons sulke comments waar mense ongegronde aantuigings maak. Alle sosiale media. En so aan so ek kan nie verseker kykers, ons staan vir wat reg is en ons sal nooit oor ouderdom kinders in enige van ons spanne speel nie. Ons sit hier so byvoorbeeld as ek jou se naampie kan José Jacobus, hy moet onder 14 speel, maar hy speel onder 15. Dis waarmee ons werk. So as ons meneer Wegmoed gesê het, van ons kinders is nog klein, maar hulle het groot harte en hulle werk verskriklik hard agter die skerms. Ek vat nou byvoorbeeld JD van Moos. As ek moet kyk hoe Moos verlede jaar gelyk het, toe ons gespeel het en vergelyk hoe hy nou lyk, as hy 2 keer die size wat hy was verlede jaar. Daar was hy onder 14. So nou is my as hy soos meneer se regtig onder 15. So nou is my vraag, is Moos dan nou skielik te oud? Hy's nou te oud. Hy het net 'n bietjie gaan werk in die off-season, so ja, dit is. Ja, ek dink as almal nou net hierdie podcast kan kyk of die wat dit wel kyk dit net vir mense kan share. Julle weet tog wie is daai mense wat so praat. Hulle is meer as welkom om te kom kyk. Inteendeel kan ek nie verstaan nie want ons kinders is altyd kleiner as die ander spanne. Maar verstaan jy, ek weet jy mense sal dit nooit verstaan nie, maar dit is soos jy sê, dis seker maar suurdrywe. Ek meen ons praat nou ons nou maar hier baie independently. Maar af van die negativiteit af. Kom ons gaan. Ek mag nou nie hier saam praat nie. Want Saterdag is 'n baie groot dag vir my want ek speel saam teen my groot vriend daar van Pearson Hoërskool, 'n skool vir wie ek baie liefde ook het. En ons nou nog 'n ander groot vriend van my ook daar, meneer Erasmus. Ek wil hê julle twee moet hieroor chat. Wat dink julle van Saterdag se wedstryd teen Pearson daar by Kirkwoodfees? Asseblief skakel in 4 uur Saterdagmiddag speel ons teen hulle. Ons het hulle so 2 jaar terug gespeel by ons fees as ek reg kan onthou. Ons het ook net verloor 17-12. Ja, JD, ek sal mens wil nie verskonings vir die tyd jy speel wat jy het. Dit was net jammer ons het key spelers wat beseer is. Ja. Wat die naweek nou nie gaan kan nie. En dan ek gaan nie sê wie nie, maar dit is vital posisies wat beseer is wat met Nico Malan seer gekry. Ja. Omdat hulle ook groot was en soos ek sê die wedstryd kon enige kant toe gegaan het by Nico Malan, maar mens maak nie verskonings nie. Jy moet 'n reservekrag en jy moet speel met wat jy het. Dit is ongelukkig die realiteit. Maar ja, yes, op die dag kan nie enigiets gebeur. Ek hou af van om die underdog te wees. Want ons verwag nie, ons het geen verwagtinge nie. Ons op die dag speel ons die beste wat ons kan. So ek hoop net dat dit 'n goeie rugby dag is. Laat ek dit so stel, dat rugby C4. Dis my opinie. Ek gaan nie 'n prediction maak nie. Maar daai selfe ou is my vriend tog. Sy weet kwaad as hy ja. Julle is arrogant. Ja. Speel sommer, maar ja nee, ek weet nie, maar mag rugby C4 die dag. Ja, JD, myns insien is rugby word nie op papier gespeel nie. Rugby word nie in die koerante whatever gespeel nie. Rugby word op die veld tussen die 4 lyne gespeel. En op die dag enige een kan wen. Dit hang af van soos ek altyd sê, wie die mees gedissiplineerd is, wie sy kanse die beste benut
en wie uithou tot die laaste. Ja. Of tot die eindweekie blaas. Dit is gewoonweg die spanne wat wen. Maar is ook baie lekker om 'n underdog te wees. En jy gaan in 'n wedstryd in met geen druk op jou nie. Almal is teen jou, almal sê dit gaan soos ek gesê het die ander dag vir iemand. Ja, nee, almal het gesê ons gaan groot pak vat teen die Komela in die eerste span. Maar tot almal se verbasing was dit baie close. So in hierdie geval kom ons wag vir Saterdag en ons kyk watter van die twee spanne gebruik hulle geleenthede die beste. Maar ek wil ook sê in dieselfde asem onthou net dinamiet kom in klein pakkies. Ja, en natuurlik wie se hongerste. Ons is altyd honger. Ja, dankie vir daai mooi woorde. Ek gaan niks verder sê nie. Kom ons gaan oor na wat nou volgende donderdag gaan gebeur by in die bos. Die opening van die Metro series vir 2026. Ons sien baie uit daarna. Die eerste fixture wat gaan plaasvind 15 April teen Hoërskool Dispatch by Dispatch. Dispatch se eerste span wat nog onderwonne is. Ek dink hulle het nog nie 'n game verloor nie in die wat 4-5 wat hulle gespeel het. My groot vriend van my daar wat op 'n stadium nie naals oor gehad het nie, want hy het gesê hy weet nie waar gaan hy eers 'n punt in die hande kry nie en voor jy oor uitvee toe hulle 5 games onderwonne sover. Hoor jy, hulle is 'n onbekende faktor, né? Baie onbekende faktor. Ek het hulle gekyk hier op ons fees en daar's 'n paar bulle wat hy het. Ja. Ek weet ou Fires het gesê hy het nie spelers, ek weet nie waar krap hy hulle uit nie, maar daar's 'n paar groot seuns daarso en hulle speel goeie rugby. Dis nie net dat wen nie, dis goeie wenne, maar Ja. hulle speel takties baie goeie rugby. So Ja, en ek meen jy gaan 'n bietjie dink rugby moet speel teen hulle. ja, definitief en ek meen die dispatch faktor by hulle is ook as daai paviljoen vol raak daarso en is lekker naby in die veld. Ek weet dit is vir ons kinders ook so 'n hanggame want ek weet die dispatchers en Bergsig kinders is baie lief vir mekaar. So ons sien uit na daai dag en dan natuurlik gaan dit die week na ons speel hy Saterdag en dan hy Woensdag volgende week sommer 'n 4 dae turnaround is dit weer die aandgames hier teen Otto. En dan natuurlik ja, dit gaan ook nie makliker gaan daar nie. Otto is 'n span wat weer baie belovend lyk hierdie jaar. As jy gedink het hulle was laas jaar groot. Soos die boom groei oor die jaar, so groei hulle kinders ook. En natuurlik wat ons hierdie jaar ook landloop ingebring het. So dis nie nou net netbal, rugby en skaakie, dis nou landloop ook wat op Vrydagmiddag gaan plaasvind. So die toernooi brei uit. Ek hoop dit is iets wat nog vir jare lank kan hou. Ja. Maar sterkte vir die span wat teen ons nasionale kampioene hardloop. Ons kan mos nie dit mos nou hard sê nie. Dis hoekom ek landloop ingebring het dat ons kan punte Ek kry. wil net hê hulle moet hulle gereed maak vir dinge wat gaan gebeur. Of hulle kan solank maar net daai 4 punte gee. Maar ja, die landloop ons het besluit op 'n junior ouderdomsgroep onder 16 van 14 tot 16 jaar en dan van 17 tot 19 jaar vir al 4 lede in 'n span hardloop, 2 dogters, 2 seuns. Wat ons ook gaan bybring want landloop wat eintlik maar baie onafhanklik hardloop. Hulle hardloop baie aparte kompetisies en so aan. En nooit noodwendig in 'n skool opset nie. So ons begin dit nou maar klein, maar ons volgende jaar dalk kan vermeerder na 8 kinders toe. So ons sien uit daarna. So ja, 'n Spar Metro series wat ook om die draai is. En dan ek wil afsluit. Tensy ek weet nie of daar iets is wat julle nog wil byvoeg nie. Ons het heelwat goed gecover. Skole in hierdie omgewing wat julle dink van wat julle sover gesien het om dop te hou hierdie jaar. Ek praat nie nou net van eerste spanne. Ek weet ons het nou nie veel van die ander spanne nog gesien nie. Maar ek weet Nico Malan speel hierdie naweek uit in Niqua. Ja. Dit gaan nou lekker wees. Dit gaan nou lekker wees om te sien hoe span soos Nico Malan teen Oud Niqua gaan vaar. Ek weet Nico Malan het nou wel teen ons hulle eerste wedstryd gespeel, so hulle het 'n short turnaround. Otto Du Plessis wat teen Brandwag speel die naweek. Victoria Park speel teen Kingswood. So dit is 'n paar rowwe, meer volkskool. Otto Brandwag behoort 'n goeie game te, maar ek het nou Otto gesien al. Otto is lyk belovend.
Ja, Ek het nog nie Brandwag gesien nie. DP lyk belovend. DP lyk goed. Heeltemal onbekende faktor, nuwe afrigters. Hulle lyk goed. Hulle het die Tenara ronde gewen nou, Ja, nee. ek het gekyk toevallig Saterdag het ek die wedstryd gekyk op TV. En just like hulle gaan 'n paar spanne dink hierdie jaar seermaak. Skrik maak. Ja, definitief. Onbekende faktor. Definitief. Brandwag wat die naweek gespeel het op daai Ooskus fees teen Sterling en Hudson. Hulle het Sterling gewen, Hudson verloor. DP wat met meer afgereken het. Dan sit nou Nico Malan wat nou gaan speel teen Nico in die naweek. Ek weet Brandwag speel Otto in Algoa Park. Ja. Wat 'n groot gelykmaker is. So ja, ons is opgewonde om te sien wat daai tellings gaan deurgee. Jy dink jy nie OP rugby is op 'n gesonde plek nie. Al skole rugby nou praat ek van OP. Imagine hierdie paar skole wat so perform. Ek kan nie anders dink as hierdie jaar met ons OP span, Cravenmeer span en die akademie span. Veral home advantage moet jy 'n statement maak. Ek glo dit moet gebeur hierdie jaar. Dis tyd Ja, op ander tyd. Ons wil nou nie onnodige pressure op want ek verstaan daar's nuwe coaches ook seker by die OP spanne. Ja, Maar ek weet hierdie jaar Graham College gaan hierdie jaar dink ek nogal iets anders wees want ek weet daai Aaron Nelson is nou hierdie jaar eers in matriek. Ek meen hy was laas jaar in die SA skole groep 7 speler. Ek het hom gesien daar by Nico Malan se 7 toernooi laas jaar. Hy's iets anders. So het elke skool sy paar ouens wat uit was. So ja, dis waar wat jy sê. Ek moet sê Fransby is nogal relatief stil. Ek het nog niks van hulle gehoor nie. Miskien is hulle ook besig met iets waarvan ons nie weet. Ja, al wat ek kan sê, ou Louis Gerber is 'n baie slim kalant. So baie uitgeslaap. Ek dink ou Louis doen sy ding in die stilte. En nou alles weg van social media en so aan. So ek dink hulle speel die naweek teen St Andrews as ek dit reg verstaan. So ja, is maar baie min skole wat ons gesien speel het tot dusver. Jairus, ek het byvoorbeeld ek het nog hier die Daniel Pienaar in New York game gekyk nie. Het TP 22-15 gewen al. Ja, so maar al die ander spanne het groot tellings so opgesit. ek dink rugby is gesond in die Ooskaap. Ja, ons moet maar net reg raakvat en dan sal ons goeie spanne hê vir die akademie week en vir die Cravenmeer. Ja, kom ons kyk hoe loop die dinge. Dit was altyd lekker saam met julle twee manne. Kom ons hopelik is dinge goed gaan as eksamentyd, maar volgende week die tyd kan ons weer 'n bietjie chat oor die naweek wat verby was. En uitslae soos van die skole waaroor ons nou gepraat het. Tune in, share die ding. Ons het relatief baie inligting gegee. Ons wil hê met soveel as moontlik by almal uitkom. Baie belangrik, onthou van die akademie week wat Junie maand by ons gaan plaasvind. Hierdie bed and breakfast mense in die omgewing, maak seker julle kry julle naam daar uit. Natuurlik as ons gaan inligting deurgee ook aan mense reg oor die land vir verblyf. Moenie huiwer om vir Leon Welgemoot te skakel nie. Sit julle name op die lyste, laat ons julle name kan deurgee vir verblyf. Ons gaan 'n boeklet verskyn. In die boeklet laat ons julle name in die boeklets kan sit. So baie dinge wat in die pipeline is en ons maak julle deel natuurlik van alles. Laat julle jy weet ons is so 'n oop boek, soos julle weet ons speel hier oor ouderdom kinders, jy wil ons ook julle al die inligting gee van wat in die skool gebeur. En natuurlik, julle is ons grootste ondersteuners. Tot volgende week manne. Ja, en ek vra tog die kykers, mense daar buitekant raak betrokke by Bergse skool. Dis uniek. As jy nog nie weet of jy het gehoor van Bergse skool, ek nooi uitkom na Bergse skool. Laat ek jou deur die skool vat. Hy's baie ouers wat of selfs besigheidsmense wat glad nie ons ken nie, dan sê ek vir hulle kom loop gou deur. En dan vat ek hulle deur ons 13 ambagte wat dit het en hulle is almal is stom geslaan. Hulle kan nie glo wat by Bergse skool gebeur het. Dis 'n hele ander dinamika en daai stigma is af van wat altyd daar was. Ons is iets nuuts, is opgewonde, is iets lekker om te sien. Ons geriewe wat het ons is pragtig, maar ons werk hard. Ons werk baie hard. Ek sê vir julle baie dankie vir julle twee manne. As jy 'n voertuig skraap, of jy stamp hom of wil hom polish, Bergsig is die plek. Beslis. As jy wil hê ek moet jou kind Engels leer, Bergsig is die plek. Voor ons afsluit, maar jy kan hulle alles leer. Jy's 'n jack of all trades. Scores vir die naweek predictions? Ja. Ek is uit. Niemand nie? Ai. Okay julle, Beste span wen. tot volgende week. Cheers. Hey.
Meneer, is jullie reg? Ja, Mr. Ref. Hi, check hem, Mr. Ref. Jongens, shot!